Welkom by nog 'n episode van Spore. In hierdie episode gaan ons voort met ons toer deur die Noord-Kaap en die Weskus van Suid-Afrika. Ons besoek Pella in die Noord-Kaap. Dit is so 188 km van die Augrabiese watervalle af. Never Pella. Backwards never Pella. Dis hulle lese nie. Backwards never. Kyk hy vark. Ek wou sê dis nie 'n hond nie. Kyk hier so 'n paar ouetjie. Kyk hier so moeg is hy mannetjie. Okay, maar nou nie dit. Nee, maar hy's moeg man. Kyk hoe rus hy nou. Ja, hy rus net 'n bietjie. Kan jy nou dit? Dis iets anders, maar ek kon nou nie mooi sien nie, want ek het Nee, maar daai het ek nog nooit in my lewe gesien nie. Ja, hy rus letterlik net. Kyk hy rus nou bietjie. Ja. Hallo Bobos. Ons mos 'n vark. Kom snoesel pa. Die mannetjie is moeg. Kom, ons gaan maar vir julle los, hoor? Ja, moenie ledig wees nie. Ag, dis nou ook nog weer iets wat ons nog nooit so in ons lewens gesien het. Okay, nou waar's dit? Pella, Northern Cape, began as a London Missionary Society station in 1814, offering refuge to Khoisan people fleeing persecution. Named after the biblical sanctuary, French missionaries later built the iconic, massive stone cathedral in the 1880s, constructing it by hand in a harsh desert, with its income historically tied to date farming, highlighting its resilience as a spiritual and agricultural oasis in Namaqualand. Dis Vyfiestraat vir ingeval jy gewonder het. Ja, YG Street. Tourist information. Doe nou regsdraai. Oh nee, wat aan? Ek weet nie of dit Dis die Cathedral Street, dis hy daar staan. Hallo suster. Kan ek hier ingaan? Ag, baie dankie. Ek is Karel. Ek is Suster Johanna. Suster, Gaan nou. gaan op kennis. Ja. Baie dankie dat jy vir my geleentheid gee om in te gaan. Dis reg, ek moet hier gaan. Waardeer dit, baie dankie.
is nie dieselfde as nuwe film. Dink jy soms iets van katholiek op by? Ja, nee, ek dink op wonder. Geskiedenis, is dit moontlik dat jy vir my so 'n bietjie van die geskiedenis kan gee? Ja, in kort, dat is Ja, lang net- so. net in Dit is die sendelinge, dis Franse sendelinge, wat in 1882, September 1882 het hulle uitgekom, maar hulle was nie die eerste sendelinge, voor hulle was daar nog die London Missionary Society, missionaries. Waarvan af kom hulle Hulle toe? was ook Frankryk, hulle was ook in Frankryk. Ja. Maar toe het hulle teruggegaan as gevolg van gesondheidsprobleme en nie kan aanpas nie. Ja. Toe die kerk gesoek na nuwe sendelinge. Toe hulle hierdie die oplade van Frans van Sales is die sendeling wat toe die tweede groep wat gekom het. Ja. En toe hulle gekom het, toe was al 'n gemeente hierso. Dit was ja, maar dit was baie klein die gemeente en hulle het langs aan die skool gebou. Daar so ook 'n gebou wat net hier so staan wat gedien het as skool en as ook as kerk gedien het. En toe hy nog klein word, het hulle in 1888 met hierdie gebou begin. Maar die geskiedenis vertel die manne het geen idee of geen agtergrond van bou gewees. Maar een van hulle was 5 manskap. Nou onder die 5 manskap het een 'n boek saamgebring, 'n ensiklopedie. Ja. En hulle het hulle planne daar gekry en daar volgens het hulle aangegaan. Maar dit het hulle 7 jaar gevat om dit klaar te kry. Ja. Die boumateriaal, die stene en alles het hulle met ossewaans opgery. Hulle het dit onder by die Oranje rivier. Oranje rivier is so 7 km van ons af. O, okay. Want daar af het hulle met ossewaans die boumateriaal opgebring. Daar klaar voorbereid opgebring. So die man, hulle begrafte sit hier. So Simon is hierdie kant, hy is die bouer van die met local help. Is dit wel 'n grafte? Hulle grafte is hier. O, ek het dit gesien. Ja, Ek het nie aan gedink. aan die ander kant sit Wolf, hy was die carpenter. Hy het alle houtwerk het hy gedoen. So hulle twee is hier begrawe. So die biskop en die ander is biskoppe wat na Simon opgevolg het. Ja. So hulle grafte daar waar hulle gewerk het, word biskoppe in die sedel waar hulle gewerk het begrawe. O, is dit. Okay, en hoe groot is die gemeenskap, die kerkie nou se gemeenskap? Die gemeenskap die plaaslik is so tussen 3000 plus mense bly in hier bly. Ja. En hulle lewe van boerderytjies, wat bokke en sommige skaap en bees. Ja. En sommige mense werk by die myne, of by Kleinpelle, en dan ook by hierdie projekte wat uitkom. Ja, en die gemeente, hoe groot is die gemeente? As ons vol is ons oor die 200 mense. Jy sien die banke en die stoele, maar dan praat ek dan nou van Sunday classes, as dit ook Sondag kom. As dit kinders wat ook by is. So die kerkbywoning is redelik goed. Is dit elke Sondag? Elke Sondag, Saterdag, as vir die ou wat nie Sondag kan kom, wat werk, kom Saterdag aan. En dan vir feeste, en dan in die week het ons 2 keer, so Woensdag aan en Vrydagoggend. Okay. Ja. Is julle meer katholiek? Majority. Majority. Is Rooms, ja. Ja, Rooms-Katholiek. Rooms-Katholiek, ja. Okay. En dis ook die enigste Afrikaans sprekende kathedraal. Die ander kathedraal is mense praat, maar die is nou Afrikaans sprekend. Ja. En die dorp praat dus Afrikaans. Ek dink is seker van die, ek wonder waar nog een in die land is. Want gewoonlik is hulle Engels. Oudtshoorn dink ek is. Ek kom van Oudtshoorn af. Is hulle En laat het Oudtshoorn dit 'n kathedraal. En al die vertalings word daar in Oudtshoorn gedoen in Afrikaans. So hulle is ons al leer ek nou van my eie dorp. Kan jy dit glo? Baie dankie. ja. Nee, baie dankie. Ek wou nog altyd hier gewees het en ek dink 'n mens moet 'n draai maak hier. Dit is nou net eenvoudig so. Wat die hoogste wat uitstaan in die geskiedenis is van die man, ook die tweede groep sendelinge van hulle siek geword, hulle kon nie adapt nie, dit is Frans, hè. En Is dit nou die hitte of wat is dit? Aan die taal kon hulle nie, okay. taal en dan die eetgewoontes en whatever, en dan van die man, die hitte kon hulle nie staan nie. Dis een van die temperatuur kon hulle nie staan nie. Toe gaan van hulle terug te bly, as 'n tyd wat Simon alleen agtergebly het. En die in sy, soos ek en u by ons lewens almal by 'n kruispunt kom
twyfels en vra, het hy ook by 'n kruisroute gekom waar ek gedink het, moet hy ook gaan, moet hy nie, of moet hy bly. En die aande wat hy nie kon geslaap het hy daar die Christusbeeld op die kruis uitgekerf met sy sakmes. Daai beeld op die kruis, daar waar die groen lint onderaan. Ja, die Christusbeeld, die kruis self, die Christusbeeld, die kruis, ja. En nou oggend waar die nonna in die kerk was in die vroeë 83, by een oggend waar die nonna in die kerk was, het die agterste pilare ingetuimel. En dan in een van die pilare, hulle praat van die derde pilaar, het hulle 'n blikkie gevind. En in die blikkie was die sakmes met die opskrif wat sê, dit is die mes wat ek gebruik het om die Christusbeeld uit te kerf. Ja. Is hy nog beskikbaar om te sien? Beskikbaar in die pilaar. Moes hy teruggesit? Hulle het hom toe teruggesit, ja. En dit het gebeur omdat hulle die kerk staan op 'n wateraar. Nou dit het hulle geweet, die bouers en die sendelinge, daarom het hulle langs aan dompelpomp al dit gehad wat die water gereeld uitgepomp het. En soos missionaries opgekom het hulle nie, was hulle nie gedagtig aan die brood, aan die waterprobleme. So, en omdat hulle by die bou het hulle kleisteen gebruik, dit was seker die destydse manier van bou, het hulle kleistene gebruik. En dan, dis hoekom dit gebeur het, dat die pilare ingetuimel het. Maar dan het, soos hier Bobby die plaats, as in Goldmans toe ingegryp, en hulle het al die pilare stewig gemaak. So die probleem sal hom nie weer herhaal, maar soos hy daar omgegaan het jy gesien, dit is vreeslik water onder, dit vreet aan die ja. Wie hou die plek in stand? Die lokale kerk. Is dit? En dan, soos julle toeriste wat kom, wat ietsie los, daarmee moet het herstel. Gaan die maintenance, maar die mense is, ek moet sê, op 'n regte manier, trotse mense om hierdie erfenis aan die gang te hou. Natuurlijk, ja. Waar kan ons iets los? Ja. Ek sien, ek was vir die naweek weg, verlede week, ek het nog gisteraan weer gekom. Nou sien ek hulle die boksie weggeneem, so ek kan maar net daar sit, of dan vir my gee, ek sal dit vir die priester gee. Okay, ek sal. En, so julle het 'n permanente priester hier so? Ja, ons het 'n permanente priester hier so. Waar staan hy as hy preek? Daar by hierdie brein. Nou wat is daai agter? Wat is die doel van daai? Die blou. Ja. Dit was die oorspronklike, soos ons dit noem, die altaar waar die pastoor of die priester staan in die diens lei. Maar na 1965, toe was dit nog die ou tyd wat hulle met die rug na die mense toe gestaan het. Maar na 1965 toe die kerk verandering bring en nou is hierdie ene wat hier onder staan, die nuwe altaar, van daar af waar hulle die mense face, daar vandaan word het. So, maar dit staan daar as gevolg van history. Die blou ene, dit was die eerste altaar. Okay. Ja. Maar hoekom het hulle met hulle rug na die mense toe gestaan? Dit was die tye. Was dit maar die tye? Dit was die tye, ja. Wat ek was nog nie gebore nie. Ja. Hoorie, baie dankie vir jou inligting, hoor. Baie dankie, dit was 'n ervaring. En dat jy vir ons oopgesluit het. Dis 'n groot plesier. Want ek het so baie teleurgesteld gewees ek net kon omgedraai het. Ja. Hoeveel nonne die mannetjie wat jy daar gekry het met die baadjie, by die skool hy's eintlik regte, maar hy sou vir u net vir my laat weet het. Okay, ja nee, hy was op pad. Sien hy. Hoeveel nonne is jy? Ek weet nie of ek nog 3. Die jong dokter sal nie meer nonne word. Is dit? So ons is 3, een is by die skool en myself en dan die ene is 'n afgetrede onderwyseres. Maar sy is al oor die 80. Sy's nou nie op die oomblik hier, sy Kaap toe gegaan vir 'n knie. Nou wat gaan nou gebeur as julle nou nie meer hier is nie? Gaan ons maar nonne oorplaas af 'n Oudtshoorn af? Die Here sal voorsien. Sal die Here voorsien. Hy het altyd nog voorsien. Daar is hier en daar kom, daar so drup is dit, kom daar dokters van veral van hierdie wêreld. Die Kaapse mense is hulle sal dit die Kaap daar is van Oudtshoorn kom ook nog al drup. So dis die 2 bestemme wat daar belangstelling onder die jong is, maar die Kaap en hoe oud was jy toe jy besluit het jy gaan 'n non word? Ek was 19. 19. Is daar 'n rede voor? Rede voor? Omdat jy besluit het. It was a calling. Was the calling. It was a calling. Ja. Fantasties, nee. Ek het nou eendag verlede week met ek vir 'n toerist gesê, ek het met 19 jaar ingetree
but now I'm a card holder. Daar was nog nie een dag wat jy gedink het, maar hoor jy gaan nou maar ander lewe lei nie. Ek kan eintlik nie sê so sterk nie. So sterk, Nie so sterk, maar daar die verlangen na jou familie, jy verlaat mos jou land, en ek is oorspronklik van Oud- West-Afrika na Namibië. So jy verlang na jou families en jou mense, en die omgewing waarvan jy gekom het, maar soos ek gesê, it was a calling. Ja, fantasties. And with a calling, the grace of God is always there. Ja. Ja, soos dit calling, dit is ook 'n roeping om getrou te wees. Dit is ook 'n roeping om getrou te wees. Natuurlijk. Ja, so dit is 'n Which order do you belong to? I'm from the order of Oblates of St. Francis de Sales, very unknown, but only yes, very unknown. Yeah, but around here. We are a French congregation. Yes, yeah. French, yes. So our mother house is in French. Yes. Oh, right. Paris. Okay. Ja. Mag ek 'n non druk? Ek word so getrek, en so met foto's van hem, ek weet nou nie meer nou, mag my druk. Mag ek druk? Ja, daar staan die vrou, dus ek moet Baie dankie hoor. Dit is 'n groot plesier. Dis wonderlik. Ja, Ons waardeer Dit is dit. wonderlik vir dit wat jy doen hoor. Baie En dankie, ek ja. seën vir jou en alles wat mooi is. Baie dankie. Dankie. Ja. Enjoy your trip. Thank you. See you. Bye. Mooi loop, né? Ek dink jy het op bly waar ons gebly het. Ja, hulle raak staan.